Baie welkom. Weet jy wat is die datum? Weet jy wat is hierdie week aan die kom? Ja, die kinders het jou gesê. Dis Kersfees. Kan jy glo? Ons is al by Kersfees 2025. As jy aan Kersfees dink en ek dink aan Kersfees, dan dink ek die jaar is verby. Hoe vinnig het hierdie jaar nie verby gegaan nie. En daarom dink ek dis goed dat ons voor Kersfees net so 'n bietjie dink oor wat wil ons graag op Kersdag doen? Hoe wil ons die dag deurbring? Waaroor moet dit eintlik gaan? Wat is die bedoeling van Kersfees? En nou sal jy sien, hier is tekens, hier is brood en druiwesap. En ek wil nou sommer vir jou ook vra, mense het vir my gevra, wanneer kan ons weer 'n slag saam by Keerpunt nagmaal vier? En ek dink nagmaal is die beste manier om Kersfees te vier. So, ons wil by hierdie geleentheid vir jou uitnooi om saam nagmaal te vier, en saam met ons brood en wyn, as tekens wat Jesus vir ons gegee het, te neem en die betekenis daarvan te verstaan en eintlik daarmee onsself opnuut aan die Here toe te wy en vir hom dankie te sê dat hy gekom het. Dis waaroor Kersfees gaan. Ons het baie versoeke gekry, mense wat sê, weet jy, ek kan nie meer by 'n kerk uitkom nie. Iemand het hierdie week vir ons gesê, hulle albei, man en vrou, hulle het siekte in die bene, hulle kan nie meer loop nie. Hulle is afhanklik van kerk soos nou. Iemand anders wat skrywe en sê, my naaste kerk is 100 kilometer van my af. Ons kan nie meer in die donker ry nie. Kan ons nie 'n slag weer saam nagmaal vier nie. So iemand anders, verskeie ander wat sê ons is hier in die ouete huis. Ons sit hier in die huis vir seniors en ons kan nie meer by die kerk kom nie. Ons het niemand wat ons kan vat nie. Maar hier is 'n geleentheid om saam nagmaal te vier en te dink aan wat op Kersdag gebeur het. So terwyl jy hierdie tekens van 'n stukkie brood en druiwesap reg kry of so iets, dan gaan ons saam nagmaal vier. Ek wil jou egter uitnooi om ons te kontak. Miskien sal dit goed wees om te sê hoe jy hierdie byeenkoms beleef het. Stuur vir ons 'n WhatsApp. Ons nommer hier is 079-195-1586. Ons wil baie graag met jou kontak maak as daar iets is. Kom ons bid baie spesiaal vir mekaar ook vir hierdie Kerstyd. Kom ons bid dat die Here ons harte sal voorberei vir die nuwe jaar. Jy kan vir ons volg, ons gaan boodskapies stuur elke dag. As jy wil hê ons moet dit direk vir jou stuur, laat weet ons net op die WhatsApp nommer. Elke dag op Instagram, Facebook en op X is daar 'n boodskap, 'n teks, 'n gedeelte waar die Here vir jou wil bemoedig. So, ons nooi vir jou hartlik uit. Wil jy nie van jou kant af moeite doen om vir ons net te sê, van waar luister jy? Veral op YouTube, want al hierdie boodskappe is op YouTube beskikbaar en mense luister van oral oor. Ek sal graag wil hoor, waar oralster het jy saam met ons nagmaal gevier met die oog op Kersfees. Nou, ek wonder as jy nou vir my sou kon sê, wat is die laaste tyd in jou beplanning vir Kersfees? Is dit miskien net die ete? Ja, ons moet dink aan die kos. Ons moet dink aan die drank. Ons moet dink aan die fees en wie gaan ons daar hê en wie moet ons uitnooi en wie moet saam met ons wees? Miskien is dit net geskenke. Afgelope tyd en als daar kinders in die huis is, dan is die groot beplanning vir Kersfees geskenke. Al die persentjies, alles opmaak en deesdae begin daar al so 'n kompetisie oor groter en groter en meer. Wat ons nou nie meer verstaan waaroor dit eintlik gaan, oor die groot geskenk wat uit die hemel gekom het toe God sy seun gegee het vir ons en vir ons redding en vir ons verlossing. Nou, vir ander sê hulle nee, jy weet, ons het nou al bietjie gedink oor Kersfees, waar ons gaan kerk toe gaan. Ander het moeite gedoen dat ons bietjie saam sing, dat ons weer 'n slag Kersliedere sing, Kersmusiek speel.
Ander het gesê, weet jy, as ek nou oor Kersfees begin dink, dan wil ek ergens 'n bietjie stil word en ek wil dink oor die jaar wat verby is. Dan wil ek my opnuut instel vir die jaar wat voorlê. Want Kerstyd is vir my so 'n spesiale tyd. Vir party mense is dit 'n hartseer tyd. Dink aan 'n geliefde wat nie meer daar is nie. Dink aan hartseer dinge van die jaar wat verby is. Waarmee is jy besig? Is dit net die fees of is dit dalk nee, ons het 'n groot beplanning oor Vader Kersfees. Hy moet hier ergens om verskyn en ons het nou gesukkel om vir hom klere te kry. Hy gaan weer sweet agter die kunsbaard en klere en hom opstop. En waarmee is jy besig? Is jy dalk besig om te dink aan wie almal wil ek seën toe bid vir hierdie Kerstyd? Is nou lekker, ons het vroeër altyd kaartjies vir mekaar gestuur, wonderlike Kerskaartjies. Ongelukkig baie van die noordelike halfrond se tipe kaartjies met sneeu en takbokke en 'n slee en so aan. En 'n Vader Kersfees hier in die somerkersfees in die suidelike halfrond. Dan kry ons warm en ons het 'n ander tipe Kersfees. Waarmee is jy besig? Is jy besig om te dink aan 'n boom en hoe ons die boom gaan versier? Die simbool van nuwe lewe. Wat gaan ons doen? Het jy beplan dat Kersfees hierdie jaar iets spesiaal gaan wees? Want ons gaan nou nie kaartjies kan stuur nie, maar ons gaan WhatsApps vir mekaar stuur. En ek wil persoonlike boodskappe stuur. Ek wil graag die mense vir wie ek bid, wil ek, en wat ek nie by kan wees nie, wil ek oor Kersfees by hulle uitkom en ek wil die Here se seën oor hulle bid. Ja, Kersfees gaan oor Jesus. Dit gaan oor God se liefde vir ons. En ons wil kyk dat ons in al ons beplanning dit nie vergeet nie. Want weet jy, as ek gaan kyk na die Bybel, hoe Kersdag aangekondig is, hoe die geboorte van Jesus aangekondig is, dan sien ek dat die engele juig oor die geboorte van Jesus as die Here en die Verlosser. En dis eintlik waaroor dit gaan Kersfees. Want weet jy, as ek nou gaan kyk oor, almal praat oor Jesus, maar ken jy regtig vir Jesus? Weet jy wie is die Jesus van die Bybel? Weet jy waarom hy gekom het? Weet jy waarom hy in jou lewe wil oorneem? Ek weet dat daar baie mense is wat oor Jesus praat, maar Jesus is nie vir hulle 'n werklikheid nie. Hy is eintlik maar die een wat vir hulle kom help as hulle in die moeilikheid is. Hy is nie die stuurwiel van die motor nie. Jy weet, die stuurwiel is die belangrikste deel van die motor, want dit bepaal waar ek gaan ry, waar ek heen gaan en waar my bestemming gaan wees. Maar party mense het vir Jesus nie as die een wat hulle lewe beheer en hulle lewe stuur na die hemel toe nie. Hulle het vir Jesus bloot as die noodwiel, die spaarwiel. Ons vergeet van hom, totdat ons 'n papwiel kry. Dan onthou ons, o wêreld, nou kan ons nie verder ry nie. Die wiel is pap. Maar wag, ek onthou, ons het 'n spaarwiel. En dan gaan haal ons vir Jesus uit die krisis uit, en dan moet hy ons help om net deur hierdie ding te kom, om weer op die pad te kan kom. So Jesus is eintlik maar nie regtig deel van ons lewe nie. Hy is net daar om my in die moeilikheid te help en my uit die krisis uit te kry. En dan, as die finansiële krisis verby is, want ek hom nie meer nodig nie, dan vergeet ek van hom. Nee, ons is nou uit daardie probleem uit, gaan nou weer beter, ons finansies is weer nou nie meer so gemors en so krisis nie. Jesus is nou nie meer nodig nie, ons het hom nou nie meer so belangrik geag nie, hy is nou weer eenkant. Of toe ek siek geword het, toe ek daarom na Jesus kon gryp, toe was hy daarom vir my daar die noodwiel, wat ek nou kon roep toe ek siek was. Of toe ek in my huwelik, of in verhoudinge, in 'n krisis was, toe onthou ek, maar Jesus kan help. Hy is almagtig, hy is groot, hy is liefdevol, hy is genadig. En toe het ek vir Jesus geroep, en hy het vir my kom help, en ek het gebid, en vir ander gevra om te bid, maar nou het ek hom weer vergeet, want ons is uit die krisis uit. Probleem is verby. Nou dink ons nie meer aan hom nie. Nou het ons hom vergeet. Ongelukkig is Jesus dit vir baie mense. Soos die duiwels ook, hulle weet van Jesus. Hulle weet van sy kruisiging. Hulle weet van sy geboorte.
En die Bybel sê in Jakobus 2 vers 19, en hulle sidder as hulle dink aan wat Jesus kom doen het, en wie Jesus is, en wat hy gaan doen, en die oordeel wat aan die kom is. Ons weet dat Jesus is die Here, hy is ons skepper, ons verlosser, ons ewige God, ons ware verlosser en ons Here. Maar ons ken hom nie so nie. Hy is maar soos Josef en Maria en koning Herodes en keiser Augustus. Hy's maar net een van die historiese geskiedkundige figure. En ons weet dat hy bestaan en dat hy op aarde was, maar hy het nie 'n impak op my lewe nie. Hy's nie meer vir my 'n realiteit nie. Ek ervaar hom nie elke dag nie. Ek is nie aan sy wil oorgegee nie. Hy leef nie in my en deur my nie. So Jesus is vir my bloot 'n historiese figuur. Hy's bloot iemand wat in die geskiedenis geleef het en wat ek van weet. En Kersfees dink ons aan dat hy gebore is. Maar dis al. Ek wil vir jou lees hoe die Kersdag, die viering van Jesus se verjaarsdag aangekondig is, toe die engele gekom het, die engelekoor en die engel gesê het, vandag is vir julle gebore Jesus, die Here en die Verlosser. Kom ek lees vir jou Lukas 2 vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En dan sien ons hier vandaan af, dan gaan die herders en hulle los die skape en hulle gaan soek die stal en die krib en die kind Jesus. En hulle buig voor hom en hulle aanbid hom, want hulle het gehoor, die engel het gesê, vir julle is gebore die Verlosser en die Here. Wat beteken dit dat hy die Here is? Jesus wil nie net 'n historiese figuur en iemand in die Bybel wees nie. Hy wil die Here wees. Die een wat jou lewe beheer. Hy wil die God van jou lewe wees. Hy wil elke deeltjie van jou lewe wil hy onder sy heerskappy bring, wil hy beheer, dat jy binne die wil van God sal lewe, dat jy sal doen met jou lewe wat hy jou voorbestem het, wat sy plan en sy doel vir jou was. Sy doel vir jou is dat hy elke dag jou Here wil wees. Hy wil vir jou sorg. Hy wil by jou wees. Hy wil jou godsdiens kom beheer, jou verhouding met God, jou gebedslewe beheer, jou Bybelstudie beheer. Hy wil vir jou lei, hy wil met jou praat, hy wil vir jou op hierdie pad 'n God met jou, 'n Here wat elke oomblik by jou is wees. Daarom wil hy ook jou ontspanning beheer, wat jy moet kyk, wat jy nie moet kyk nie, waar jy moet gaan, waar jy nie moet gaan nie. Hy wil jou beheer, hy wil jou lewe oorneem, hy wil nie net jou hart skoonmaak en dan weer gaan nie. Hy wil jou lewe beheer, elke verhouding tot jou man, tot jou vrou. Jou huwelik wil hy beheer, dat jy jou maat sal mooier maak, gelukkiger maak, versorg en dien. Hy wil jy met jou kinders lief hê. Jy moet hulle van die Here leer. Hy wil jou kom beheer, dat jy vir elke kind op die regte tyd sal help om nader aan hom te kom. Hy is die Here wat jou hele lewe wil beheer, ook jou geldsake. Hy wil beheer hê van jou tyd, van wat jy koop, wat jy nie koop nie, wat jy gee, waar jy gaan. Hy wil jou beheer om vir ander te dien, ander te seën en deur jou die liefde te laat vloei na ander toe.
Hy wil elke faset van jou lewe beheer. Ja, vir jou is gebore Jesus, wat wie is? Wat die Here is. If he's not Lord of all, he's not Lord at all. As jy nie hom wil toelaat om jou hele lewe te beheer nie, wil jy nie hy moet jou Here wees nie. Dan kan jy nie opreg Kersfees vier nie, want Kersfees beteken, ek vier Jesus wat gekom het as Here, maar ook as Verlosser. Verlosser is die een wat my kom losmaak van my sondige verlede, wat die sonde kom wegneem, wat my kom losmaak en verlos van die duiwel en sy bose magte, sy beskuldigings en sy aankla oor al my sonde. Ja, dis die wonder daarvan, dat ons het gestruikel in sonde geval, maar Jesus het gekom om ons weer op te tel, om ons te bevry van ons sonde, ons oortredinge van ons weg te neem, so ver as die ooste van die weste. Hy wil ons losmaak van ons skuld en ons sonde en ons verlede wat sleg is en verkeerd is en wat ons teleurgestel het. Hy wil hierdie dinge wat jou gewete pla, wil hy wegvat. Hy wil jou verlosser wees. Hulle het in die Ou Testament iets van verlossing verstaan. Want jy sien, as ek my sonde besef, dan gaan ek na die tempel toe, maar ek vat 'n lammetjie saam. En dan, daar by die priester lê ek my hand op die lammetjie se kop en ek dra eintlik my sonde oor op hierdie lammetjie. En dan word hy doodgemaak. In my plek sterf hy vir my sonde. Hy boet vir my oortredinge. Hy kry die straf en hy sterf in my plek. En dan vat hy van die bloed en dan sprinkel dit op die altaar as die teken van versoening, dat daar is nou reggemaak. Daar het nou vrede gekom. Hierdie sonde is weg. Dis nie meer daar nie. Jesus het jou vergewe. Hy is die verlosser. Hy het jou kom losmaak van jou sonde. En daarom, as ons praat oor Kersfeesviering, dan wil ons vir Jesus in die middelpunt hê. Ons wil hê, hy moet geëer word as Here en as Verlosser. Nou wil ek vir jou vra, kan jy opreg sê, dat jy jou hart vir Jesus oopgemaak het? Dat jy vir hom gevra het om in te kom en jou sonde weg te neem, en daar te kom bly as die Here wat nou deur sy Heilige Gees in jou woon en jou lewe gaan beheer. Luister net bietjie wat sê Openbaring 3 vers 20. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. So het jy al by daai punt gekom, dat jy gesê het, Jesus, ek is 'n sondaar, kom in my hart. U alleen het vir my sonde betaal. U is die lam van God, wat in my plek geoffer is en doodgemaak is aan die kruis van Golgotha. U bloed het vir my gevloei. U het gesterf in my plek. Daarom, u is my verlosser. Het jy al jou hart oopgemaak en vir hom ingenooi as die verlosser wat jou sonde kom wegneem? Ja, hy wil nie net skoonmaak, hy wil daar kom bly. Het jy al vir hom gesê, Jesus, u wat my verlos van my sonde, wees ook my Here. Beheer nou my lewe. Ek wil binne u wil lewe. Ek wil doen net wat u wil hê ek moet doen. Ek het u lief. Ek gee my lewe aan u oor. Ek draai my rug op die sondige wêreld en op die duiwel en al sy bose dinge. Ek wil nie meer sonde in my lewe hê nie. Kom vul my hart en kom woon in my. Weet jy wat sê hy hier? Hy sê, as iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek ingaan. As jou hart oop is vir hom, dan is hy binne. Dan vat hy jou sonde weg. Dan bly hy by jou. En dan verstaan jy wat daardie aand gebeur het, toe Jesus gesê het, die brood is ek, en ek gaan vir julle aan die kruis gebreek word. Die druiwesap wat julle nou drink, dit wys hier na my bloed wat vir julle gevloei het. Ek het vergifnis vir julle bewerk. Neem nou hierdie tekens. Dit is 'n getuienis aan die wêreld en ook vir julle eie geloofsversterking, dat ek gekom het na hierdie wêreld om my lewe af te lê vir julle, om te sterf vir julle sonde, om julle verlosser te word,
en om jou lewe nou oor te neem en deur my Gees jou lewe te beheer. As jy vir Jesus nou kan eer as die verlosser en Here van jou lewe, dan verstaan jy waaroor gaan Kersfees. En dan kan jy saam nou ook nagmaal vier. Kan ons saam die Here eer en dank vir wat hy vir ons gedoen het. Kom ek lees vir ons net saam die gedeelte waar Paulus ook spesifiek praat in 1 Korinte 11 oor die nagmaal. Vers 23. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd, het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as jy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Dis die betekenis van nagmaal. En dis hoekom ek vir jou wil uitnooi. Die brood is 'n simbool van die lewe. Maar nou sê Jesus, hy is die brood. Hy gaan ons voed nie net vir hierdie lewe as ek honger is nie. Hy gaan my voed vir die ewige lewe, dat ek vir ewig lewe. So daarom, die brood wat ons breek, wys heen na die liggaam van die Here Jesus, wat vir ons gebreek is aan die kruis van Golgotha. En toe het hy gesê, neem en eet en glo dat my liggaam vir jou gebreek is aan die kruis, dat ek vir jou die ewige lewe kom gee. En soos wat jy hierdie eet, is dit soos simbool van ek wat deel word van jou liggaam, wat in jou liggaam kom, en wat jou kom versterk, en vir jou nuwe lewe, die ewige lewe gee. Neem die brood, en eet dit saam met my. Ons lees ook, dat Jesus gesê het, na die brood, dat die druiwesap is die simbool van sy bloed, wat aan die kruis gestort is. Die bloed van die lam, wat ons reinig van alle sonde. So, ek het ook hier druiwesap, en as ons sien, as dit in die glas kom, dis rooi, dit wys heen, dis 'n simbool van die bloed van die lam, wat ook vir jou aan die kruis gedrup het. Daar is vir jou vergifnis bewerk. Daar is ook vir jou 'n beker wat hy sê, die beker van die nuwe verbond. Wat beteken die nuwe verbond? Hy wil 'n nuwe ooreenkoms met jou maak. So die bloed is die teken van die reiniging van jou sonde, maar ook van 'n nuwe verbond wat jy met die Here maak. Jy's syne, hy's jou Here. Jy gaan nou doen wat hy wil hê. As dit jou begeerte is om te sê, Jesus, dankie, u het vir my sonde gesterf. U bloed reinig my van sonde. Dan wil ek ook vir jou vra, neem nou hierdie beker, 'n nuwe verbondsteken, 'n ooreenkoms wat jy maak met God en sê, Here, ek drink hierdie as 'n teken van 'n nuwe ooreenkoms dat u nou my Here is. Drink dit en dink aan Jesus se kruisiging, sy sterwe vir jou sonde en vir die nuwe lewe wat hy vir jou kom gee. Here Jesus, ons dankie dat ons nou hierdie tekens kon neem en dat ons kan weet, u het vir ons dit ingestel om ons geloof te versterk. So seker as wat ek hierdie brood geëet het, so seker is ek dat ek die ewige lewe ontvang het en dat ek nie weer ooit sal honger word, want u het my die lewe in oorvloed kom gee. Here, u sien nou die beker, ek het met u 'n nuwe verbond gemaak, die bloed wat ek van Christus aan die kruis is vir my die teken, dat u vir my sonde gesterf het, vir my 'n nuwe lewe oopgemaak het,
en nou vir my wil beheer en deur u Gees wil bekragtig om tot u eer te lewe en u doel met my lewe te bereik. Dankie Jesus, u is my Here en u is my verlosser en ek is u se. Amen. Weet jy wat het nou gebeur? Tussen jou en die Here is daar 'n nuwe ooreenkoms. Nou kan ons uitsien na Kersfees om vir Jesus te eer en hom te loof, soos wat die engele gesê het, die Here van my lewe, die verlosser van my lewe. En ek het dit vasgemaak. Dit het my geloof kom versterk hierso, want ek weet nou, ek is 'n kind van die Here en Jesus is my Here en hy is my verlosser. 'n Geseënde Kersfees vir jou.